Hartlike welkom by my kanaal vanoggend julle. Vandag gaan ek vir julle wys hoe maak ek jam tertjies. Wie love nie 'n jam tertjie nie. So ek het 'n video opgehaal, ek het die video delete, want toe besluit ek Belinda, doen daai ekstra moeite. Daar's 3 opsies. Nou gaan ek vir julle wys hoe lyk die 3 opsies in elke jam tertjie. So kom ons bak saam en ons geniet dit. Eers van alles gaan ons klits 1 koppie suiker en dan 4 eetlepels margarien. 2, 3, 4 eetlepels. En dan gaan ons dit net klits. En dan gaan ons 1/3 koppie melk meng met 1 teelepeltjie krummetart, tot om net een kant, dan voeg ons 2 eiers by. Ons klits dit weer goed deur. En dan voeg ons 1 teelepeltjie sout by en dan die melk wat gemeng is met die krummetart en ek gaan dit weer deur klits. So ek het die kante afgeskrap ook en dan gaan ons byvoeg 3,5 koppies koekmeel. En dan gaan ek dit net goed deurmeng met my hande. Tot ons 'n deeg het. So julle, dit is hoe die deeg lyk. My eetlepels margarien was 'n bietjie voller en al wat jy doen is jy voeg maar net nog koekmeel by. So ek gaan hom nou net bedek met kleef weer in 'n plastiek en dan gaan ek hom vir 'n halwe uur plaas in die yskas. Vir die appelkoesvulsel wil ek graag hierdie opsies met julle deel. So jy kan die appelkoeskonfyt 'n halwe teelepel op elke deegie skep in die middel of jy kan mielieblom 2 teelepels meng met jou appelkoeskonfyt, dit goed klits en dan dit skep in die middel van jou deegie. Of jy kan appelkoeskonfyt kook en dan het ek net my mielieblom 2 teelepeltjies gemeng met baie min water. En dan gaan ek dit byvoeg en dan gaan ek dit roer tot dit kook en dan gaan ek hierdie los laat dit weer lekker yskoud word. So in my pan is 'n halwe koppie appelkoeskonfyt. Julle kan ook 1 koppie gebruik en dan 4 teelepeltjies mielieblom. So ek het hom net geroer tot hy kook en nou gaan ek hom sommer plaas in die vrieskas dat hy vinniger lekker yskoud word en verdik. So ek glo julle is opgewonde om die eindproduk te sien. So ek het hierdie eens 'n halwe uur in die yskas gehad, ek meen in die vrieskas en kyk net daar, hy is dikker, hy is so half toffierig en dan het ek hierdie ene gemeng met klapper. So op elke koppie voeg jy so 2 tot 3 eetlepels klapper by. En dan hierdie ene het die tennisbeskuitjies in. Ook op 1 koppie voeg jy 3 tot 4 gekrummelde tennisbeskuitjies in. So die deeg het 'n halwe uur gestaan. Nou gaan ons dit net uitrol op 'n koekmeelbestrooide werksoppervlak, so 3 tot 4 mm dik. So ek dip my deegie ook albei kante in koekmeel. Sorg dat ek koekmeel op my koekroller het. Dit is lekker winderig vandag hier in die Kaap. Hierdie deeg is lekker sag. Tuisgebak is altyd lekkerder. En dan gaan ons net ons kattertjie dip in koekmeel en ons gaan net sirkeltjies uitdruk. So ek gaan eers begin met die appelkoeskonfyt met die maizena by. So ons skep net so 'n halwe teelepeltjie in die middel van elkeen. Sorry julle, my hande is gewas, soos my man sal sê. Hy sal sê hy het dit 2 dae laas gewas, sy hande is skoon. En onthou, as jy te veel deeg appelkoeskonfyt inskep, gaan dit ook uitloop. So jy kan water omsmeer of net die een kant of eierwitte of jy kan hom net so toedruk. En dan sorg ook, laat jy hom mooi toedruk
reg rondom. So ek gaan gou al die klaarmaak, net die met die appelkoeskonfyt en die mesina in. So hierdie is 'n lekker deeg om mee te werk. Julle probeer hierdie deeg gerus. So ek het net gou die een pannetjie klaar gemaak en dan het ek net geklits 1 eier met 1 eetlepel melk en dan gaan ons net die boepens smeer. En dan gaan ek spesiaal 2 vat en ek gaan, daar's my tandestokkie vat en ek gaan in die middel 'n gaatjie druk en dan gaan ons kyk hoe kom die 2 uit met die gaatjie in die binnekant. En dan gaan hulle bak in 'n voorverhitte oond by 180 grade vir 12 tot 15 minute of tot bruin. Ek grill myne op bo baie kere, dan vat myne 25 minute julle. My oond is partykeer stadig en dan grill ek hom net bo vir so 5 minute. En nou vir die volgende pannetjie gaan ons die een vat met die tennisbeskuitjies in, ook 'n halwe teelepel in die middel. En dan gaan ek presies dieselfde doen soos met die een met die mesina binne-in. En dan gaan ek ook 2 vat en 'n gaatjie en druk, dan kyk ons hoe kom hulle uit. So ek het die gou klaar gemaak met die tennisbeskuitjies in en dan het ek net ook hierdie 2 'n gaatjie ingedruk met die tandestokkie. En nou vir die laaste een, en as ek dit nie gesê het nie, ek het my pannetjie ook gespuit met koolsproei en dan is hierdie een, die een met die klapper in die binnekant. Of gemeng is met klapper. So ek gaan net gou hierdie klaar maak. So ek het almal klaar gebak. So die eerste een wat uitgekom het, is die een met die mielieblom in. En dan het almal uitgeloop, behalwe net enetjie. So hierdie konfyt wat uitgeloop het, wat gemeng is met die mesina, is soos 'n toffie. Dis heerlik julle. En dan gaan ek vir julle vertel, hoekom het net die een nie uitgeloop nie. So die volgende bak het ons die een met die tennisbeskuitjies in, en soos julle kan sien, het ook almal uitgeloop, behalwe hierdie enetjie. En ek gaan julle nou vertel hoekom. Die laaste bak is die een met die klapper in. Julle, hy het vir my die beste gewerk, want hy trek die meeste vog uit, meer as die mesina en meer as die tennisbeskuitjies. So, almal het ook uitgeloop, alles hierdie kant. Hulle almal het uitgeloop baie minder as die met die mesina in en die met die tennisbeskuitjies in. En nou gaan ek gou vir julle wys, daar's ook een wat nie uitgeloop het nie. Maar nou gaan ek vir julle net wys hoe lyk hulle in die binnekant. Die een met die klapper in het die meeste konfyt in die binnekant. Dan die ene met die tennisbeskuitjies in het ook nog lekker konfyt in die binnekant. So die een met die mesina in julle, kom ek wys julle gou aan die binnekant. Hy het nog steeds lekker baie appelkoeskonfyt binne-in. Hy werk vir my beter as wat jy net appelkoeskonfyt insit, al het hy uitgeloop. En nou gaan ek julle vertel hoekom die konfyt uitloop. Dit maak nie saak of jy jou deeg, hierdie deeg is dik. Dit maak nie saak of hy dik of dunner is nie. Julle, wanneer ons die tertjies druk in die kant, ek het hierdie gister gemaak en nou wil ek vir julle mooi wys. Sien julle daar aan die kant? Ek het hom nie mooi toegedruk nie, dis hoekom hy uitgeloop het. En dan daardie kant kan jy sien, hy is mooi toe. Hier is nog 'n ander enetjie, soos julle mooi kan sien, daar is hy mooi toegedruk. Daar het ek hom nie mooi toegedruk nie. Nou gaan ek vir julle wys, ek het een van my rou deegies gevat, wat ek nou net vanoggend gedruk het. En soos julle kan sien, ek het hom mooi toegedruk. So wanneer jy hom optel, bekyk hom so van die kant af, dat jy seker maak, jou deegie is mooi toegedruk. Hier is 'n goeie voorbeeld. Ek het
hom toe gedruk julle, vir julle mooi wys. Maar toe ek hom optel, toe sien ek, nee Belinda, kyk daar julle. Jy dink jy druk hom mooi toe, maar hy druk nie heeltemal toe nie. So maak seker, en soos ek sê, dit maak nie saak of jou deeg dik of dun is nie, jy moet net sorg dat jy hom mooi toedruk. En die wat ek gemaak het met die gaatjie in die middel, hy het ook nog steeds uitgeloop. En nou vir die tuistesting. Ek gaan sommer die een vat julle wat glad nie uitgeloop het nie. So vandag hoop ek het julle ietsie geleer, julle, die deeg is regtig baie lekker. Gaan probeer hierdie jam tertjies. En dan wil ek ook net bysê, julle deen met die klapper in is vir my die lekkerste. So los asseblief 'n comment die dag as julle dit maak. Ek sal dit opreg waardeer. En ek hoop julle het 'n lekker dagie.